Goeienaand, welkom by ons aandgesprek wat vanaand oor hyssop handel. Oorgesien, ontsmet en gereinig. Die hyssop plant, waarna dikwels in die Bybel verwys word, is 'n mintagtige plant wat so 'n halwe meter hoog groei. As gevolg van sy haaragtige blaartjies kan dit, wanneer dit in 'n bossie saamgebind word, as 'n handige sprinkelkwas gebruik word. Dit het ook 'n sterk geur en ontsmettingswaarde. Hoe sou mens hieroor 'n aandgesprek skryf? Daar is nie, soos byvoorbeeld met die palmboom of met die gras, 'n direkte simboliese betekenis wat die Bybel aan die hyssop-plant gee nie. Tog kom dit te veel, veral in verband met offerandes, voor om dit sommer te ignoreer. So bid Dawid na sy sonde met Batseba en die openbaring deur Nathan dat hy skuldig voor die Here is in Psalm 51 vers 9, ontsondig my met hyssop, dat ek rein kan wees. Dawid doen in die Psalm skuldbelydenis. Hy bid om vergifnis en die wegneem van sy sondes. Hy het diep voor die Here gesondig. Die sonde en oortredinge maak hom onrein en vuil. Dit bring by hom ophopende skuld, dit besmet hom voor die Here. En gevolglik bring dit skeiding tussen hulle. Dit laat hom wegdryf van die aangesig van die Here af. Dit verdryf sy lewensgeluk. Hy vrees dat die Here sy gees van hom sal wegneem. So ernstig is sonde voor die Here. Ook die sonde wat ons elke dag nog doen. Ons skuld hoop op. Ons besmet onsself. Ons word onrein. En dit bring skeiding tussen ons en die Here. Wanneer Dawid so oor sy sonde nadink, dan kom die gebruik van die hyssoptakkie in sy gedagtes op. Nie dat die hyssop self hom kan ontreinig nie, maar dat hyssoptakkies gebruik is en geassosieer is met die belangrike seremonies in die Ou Testament. Dawid besef wanneer hy aan hyssop dink, dat daar iets moet gebeur waardeur hy vergewe, ontsmet, gereinig kan word. Dit laat hom dink aan die bloed van die paaslam wat met hyssoptakkies aan die deurkosyne gesmeer is. Hier dui die bloed op die feit dat die Here op grond van die bloed van die paaslam die eersgeborenes oorgesien het. In Levitikus 14 word verhaal hoe die hyssoptakkies gebruik is om mee te ontsmet, en die opdragte oor die reiniging van mense wat velsiektes soos melaatsheid opgedoen het, en selfs in die reiniging van swambesmette geboue is die hyssop in die reinigingsseremonies gebruik. Aanverwant vind ons verwysings na die hyssop in Numeri 19. Hier wys dit op die reinigingswater wat Aaron moes maak en oor die kop van 'n onrein persoon moes sprinkel om hom rein te verklaar. Onmiskenbaar is die reinigingsrituele in Dawid se gedagtes wanneer hy na die hyssop verwys. Die woorde rein en skoon kom ten minste in vers 4, 7, 9, 11 en 12 voor. Die woorde ontsondig en was kom in die Psalm in dieselfde vorm en betekenis voor as in Levitikus en Numeri. Sy verwysing na die hyssop pleit Dawid dus om genade, om verlossing, om reiniging, vergifnis. Hy pleit op iets wat later met die koms van Jesus Christus duidelik sal word. Hy pleit om die offer aan die kruis. Daarom wanneer Johannes die kruisigingsverhaal opteken, skryf hy anders as die ander evangeliste, hoofstuk 19 vers 29, dat daar 'n kan vol suurwyn gestaan het, en dat die soldate toe 'n spons vol suurwyn op 'n hyssoptakkie gesit en dit teen Jesus se mond gehou het. Op 'n manier kom alles oor die hyssop bymekaar in die kruis van Christus. Die oorsien van die oordeel deur die paaslam se bloed, die duif en die bul se bloed in die reinigingsseremonie. Dit alles vind vervulling aan die offer aan die kruis.
Nou deur die geloof in Jesus is ek en kan ek onsondig wees. Hy het my oorgesien van my verdiende dood. Ek is ontsmet soos 'n melaatse wat gesond geword het. Ek is rein, so wit so sneeu voor hom. Hierso plantjie, nederig, 'n handige hulpmiddel in die offerdiens. Meer as dit, 'n getuienis van die verlossing en die reiniging wat in Jesus Christus aan die kruis gebring is. Here, ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees. Goeienaand.